Hartlike goeiemôre. Wonderlike voorreg om ook saam met u te wees vanmôre by die wonderlike opstandingsdag. Eerste dag van die week wat ons by mekaar kom. As kinders van die Here, 'n dag wat onder 'n groot aanslag is in hierdie dae deur sogenaamde Joodse en Hebreëse en Israel visiegroepe. Maar ons kom by mekaar op die eerste dag van die week, want ons sê vir mekaar, hy het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. En wat 'n voorreg om dan vanmôre in die huis van die Here te wees, wetende, ons kom na 'n plek waar ons 'n God aanbid wat opgestaan het. Ons gaan vanmôre staan en die diens amptelik open met die lied, Bring my die ou tyding. As jy die noot kry, dan kan ons almal staan, en dan gaan ons hartlik saam sing vanmôre. Nou, ons gaan vanmôre die geloofsbelijdenis weer uitskyf volgende week toe, verskoon, dis 'n redelike lang boodskap vanmôre, of 'n belangrike boodskap, en is nou die eerste keer dat ek by Brakpan en dan by Spring, so verskoon as ek so bietjie uit my orde is vanmôre, maar ons groet u nog steeds vanmôre in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus, met die woorde, mag vrede en barmhartigheid en genade vir die elkeen vermenigvuldig word. Vanmôre gaan ons met die praat rondom die tema, ons kinders, 'n verskriklike belangrike boodskap in die dag waarin ons lewe, en hier kan solank die woord van die Here oopmaak in 2 skrifgedeeltes, die een is Markus, hoofstuk 10, waar ons 'n paar versies gaan saamlees, en dan gaan ons vir die wat wil, net in klaagliedere, hoofstuk 2, 1 versie saamlees, Markus, hoofstuk 10, en dan ook klaagliedere hoofstuk 2, waar ons net 1 vers gaan saam lees. As jy die Bybels oop het, dan kan ons die harte stil maak en net bid vir die Here se seën. Baie dankie dierbare Hemelse Vader, dat ons hierdie môre kan stil raak rondom u woord, die kosbare woord, die geïnspireerde woord, die woord van God die almagtige skepper van die hemel en die aarde, wat gebore is uit die maagd Maria, gekruisig is, begrawe is, opgestaan het, en na die doderyk neergedaal het, en weer opgevaar het na die hemel, waar hy sit aan die regterhand van die Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat gesondig het en die wat gered is. En dankie Here, dat ons vanmôre hierdie groot en almagtige God kan aanbid.
Dat ons hierdie woord kan lees as woorde gespreek en geïnspireer deur God. Dat ons vanmôre kan staatmaak dat die Heilige Gees dit aan ons harte sal openbaar, maar Here, dat U 'n verandering sal bewerkstellig in ons lewens. Vanmôre in hierdie tyd waarin ons lewe, het ons so nodig, Here, dat U dit wat ons lees en dit wat ons hoor, nie net sal iets maak wat ons hoor nie, maar Here, dat mense dit sal sien in die wêreld daar buite. Ja, Here, dit is so 'n groot nood vanmôre en in Suid-Afrika, dat mense sal sien, daar is nog mense wat die Here dien. Vanmôre as ons so ry na die winkels toe, na die kerk toe, en sien ons hoe mense na die winkels toe gaan, dan weet ons, daar's nog mense wat winkels toe gaan. En as ons ry, dan sien ons mense op die sportvelde, dan weet ons, daar's mense wat golf speel, daar's mense wat fietsry, en daar's mense wat draf. Maar Here, ek wonder of mense vanmôre kan rondry in strate en weet dat daar's nog mense wat kerke toe gaan, of mense wat na kinders van die Here is. En daarom bid ons, Here, dat die woord vanmôre nie net vir ons nie, maar vir ons nageslagte 'n verskil sal teweegbring in hierdie dag waarin ons lewe. Ons dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons kan bid vir die mense wat op vakansie gaan in hierdie tyd, dat hulle sal behoed en bewaar en sal veilig hou, die predikante wat 'n bietjie gaan rus, Here, dat elke persoon sal veilig hou. Here, dat mense so bewus sal word in hierdie vakansietyd van die teenwoordigheid van God in hulle lewens. En Here, ons gebed vanmôre is dat dit wat U wil bewerkstellig, Here, in die einde van 'n jaar, 'n tyd wat ons moeg is, wat ons mat is. Ag Here, mense sien uit na besighede wat toemaak en 'n bietjie van 'n rustige tyd. Maar Here, gee dat ons nie lam en afgemat sal afsluit hierdie jaar nie, maar dat ons dit vol van die Gees van God bemoedigend, verkoop en versterk sal afsluit. En so sal begin 'n nuwe jaar. En dankie daarvoor. Ons bid dit in Jesus se naam vanmôre. Amen. Nou, ons lees saam daar in Markus hoofstuk 10, 'n paar verse vanmôre vanaf vers 13. En hulle het kindertjies na hom gebring, dat hy hulle kon aanraak. En die disippels het die wat hulle gebring het bestraf. Maar toe Jesus dit sien, het hy hulle baie kwaadlik geneem en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En hy het sy arms om hulle geslaan en sy hande op hulle gelê en hulle geseën. 'n Wonderlike gedeelte hier in Markus rondom die kindertjies. Ons lees dan net een versie saam in Klaagliedere hoofstuk 2. Klaagliedere hoofstuk 2 vanaf vers 19 lees ons hierdie woorde kof. Staan op, skreeu in die nag, by die begin van die nagwake. Stort jou hart uit soos water voor die aangesig van die Here. Hef jou hande op na hom, ter wille van die lewe van jou kinders wat versmag van honger by die hoek van die strate. Nou ja, terwyl ons so ver lees in die onfeilbare, kosbare woord van die Here, kan ek nie anders vanmôre as om te dink aan verlede week se boodskap nie, hongersnood of die Bybel. En waar ons verlede week vir mekaar gesê het hoe belangrik die woord van die Here, maar ek wil ook sê die teenwoordigheid van die Here is. Want die vroeë kerke het nie almal Bybels gehad soos ons nie. Hulle moes maar by onderling byeenkomstighede moes hulle gehoor het wat gesê is, hulle moes dit gememoriseer het en dan het hulle dit uitgelewe. En hulle het briewe gehad wat hulle rondgedra het. Ons het die Bybel. En dan lees ons hierdie woorde in Klaagliedere wat hy sê, staan op, skreeu in die nag, by die begin van die nagwake, stort jou hart uit soos water voor die aangesig van die Here, hef jou hande op na hom, let op, ter wille van die lewe van jou kinders, wat versmag van honger by die hoek van alle strate. Vriende, net soos wat daar 'n hongersnood is, en ons verlede week bietjie daar gepraat het, wonder ek hoeveel van ons kinders is besig om honger te ly, vanweë 'n gebrek aan die woord van God, die lewe wat hierdie woord bring in lewens. En vanmôre wil ek met u praat rondom hierdie tema, ons kinders. En die tema het gesê, roep tot God vir ons kinders. Want dis 'n baie kosbare gedeelte wat ons lees in Markus, en wat vir ons vertel van 'n vroeë gebruik in die tempel-era gewees, waar die mense op 7 dae oud, as die kindjie gebore is, dan het hulle hom na die tempel toe gevat en toegewy aan die Here.
En ons lees in die Lukas weergawe van die Here Jesus se geboorte dat ook Maria en Josef het dieselfde gedoen. Hulle het nadat die Here Jesus gebore is, na die tydperk verby is, het hulle na die tempel gegaan en daar het hulle onder andere dan met die profetes gehad wat en die man wat daar gebid het oor die kind. Dit was 'n gebruik in die vroeë tyd wat hulle kinders so na die Here toe gebring het. En wat vir my, wanneer ek na die verhaal lees, dan kyk ek na hierdie mense het gesien, hier loop die Here Jesus Christus, die Messias, en hulle het erken dat soos wat ons kinders na die tempel toe gevat het, so moet ons eintlik ons kinders na hierdie persoon toe vat, die Here Jesus. Ons is veronderstel ons kinders na hom toe te vat. En hierdie mense sien dit raak in hulle lewens, en terwyl hulle dit raak sien in hulle lewens, hulle kinders wil bring, daar na die Here Jesus toe, en in een van die weergawes lees ons dat daar ook 'n suigeling was, 'n klein kindjie, en hulle hom bring daar na die Here Jesus toe vind ons die disippels probeer om hulle te verhoed. Ons lees dit daar in Markus, ons lees die woorde daar, en toe die disippels dit sien, het hulle die begin bestraf. Ek het myself, terwyl ek hierdie prentjie in my kop skilder, van mense wat kindertjies hier na die Here Jesus toe wil bring, sien ek hierdie disippels wat rondom die Here Jesus staan, kom ons noem hulle die diakens en die ouderlinge van die kerk, en ek beskuldig nou nie een nie, ek praat nou van die groep in daardie tyd, toe bestraf hulle die ouers, moenie jou kinders na die Here toe bring nie, ons is met grootmenspraatjies hier besig, hou hulle weg. Nou daar is tyd wat grootmenspraatjies aan die gang is, maar dit is dalk die hoor jy, ons is nou met grootmens dinge besig, hierdie Messias kom om ons te vertel van die dinge van die koninkryk van God, dit is geen plek vir 'n kindjie nie, en die Here kom en hy sê, nee, ons lees hierdie woorde, toe Jesus dit sien, het hy hulle baie kwaadlik geneem. Hy sê, nee, weet jy wat, vriende, met groot respek gesê, sit die grootmenspraatjies vir 'n minuut buite, bring die kinders. Is twee baie belangrike dinge wat ons sien in hierdie gedeelte. Die Here Jesus sê in die eerste plek, laat die kindertjies na my toe kom. Met ander woorde, bring die kindertjies na my toe. Maar ten tweede, en dis die ander kant van die muntstuk, en verhoed hulle nie. Ek vra myself die vraag, en ek het dit ook in Brakpan gedeel vanmôre, as 'n mens vandag na kerk gaan, jy gaan hierso, jy gaan so deur die Oosrand, Wesrand, Pretoria, Vrystaat, Mpumalanga, Polokwane, KwaZulu-Natal, Weskaap, Suid-Kaap, Oos-Kaap. Jy gaan na kerke toe, jy stap so van kerk tot kerk, denominasie na denominasie, vir hulle wat die Here dien, ek praat nou nie eers van die charismate en die mense wat met snaaks goed besig is nie. Ek wonder hoeveel van ons kinders vind ons in daai kerke. Hoeveel van ons kinders vind ons in daai kerke? En dan is daar twee vrae wat 'n mens kan vra. Die een is, het ons hulle gebring? En ten tweede, het ons hulle nie dalk verhinder nie? Dr. Adam Clark skryf 'n gedeelte in die kommentare oor hierdie spesifieke gedeelte in die Bybel. Hy sê, but the consecration of children to God seems to have grown out of use. It is no wonder that the great mass of children are so wicked, when so few are put under the grace of Christ by humble, praying, believing parents. Let every parent that fears God bring up his children in that fear, and let each be dedicated to the Holy Trinity. Jy sien, vriende, hopelik het ons almal ons kinders na die Here toe gebring, toe hulle jonk was, toe hulle klein was. Ons bring hulle hier na die Here toe, dan maak ons 'n belofte, Here, ek gaan hulle groot maak in U naam, in U weë. Nou, dis die eerste deel, nou bring ek hulle. Weet jy wat, hartseer verhaal, baie mense, hulle bring hulle kinders hier voor staan die dominee, en dan doop hulle die kind, en hulle bring die kind na die Here toe, en hulle wy die kind toe aan die Here, en hulle maak hy belofte, hulle bring die een kant, hulle bring hom, maar wie, dan doen hulle die tweede ding, dan verhinder hulle hom van daar af. Kan jy dit glo? Ons lees daar in die Nuwe Testament, die Here Jesus praat, wee julle skrifgeleerdes, fariseërs, wat oor land en see gaan om 'n bekeerling te maak, en as julle om 'n bekeerling gemaak het, dan maak julle 'n kind van die duiwel 2 maal erger as julle self. Ek wonder hoeveel ouers het hulle kinders hier gebring, om na die Here toe gebring, en toe hulle weggaan, toe maak hulle 'n kind van die duiwel 2 maal erger as hulle self.
Hoeveel mense is daar in gemeentes waar ek was voor die Here my gered het? Hulle is nooit in die kerkie tot daar 'n doop opkom. Dan is hulle almal in die kerk. Dan staan hulle daar voor en hulle maak 'n belofte. Ons gaan hierdie kind groot maak in die naam van die Here en jy sien hulle nie weer nie. Miskien Kersdag, Paasfees, ek weet nie, by nog 'n begrafnis. 'n Belangrike gedagte vanmôre, ons kinders. Roep tot God vir ons kinders. En ek wil 3 aspekte vanmôre met u deel. Die eerste is, waarom moet ons roep tot God? Ten tweede, waarteen moet ons roep tot God? Ten derde, waarvoor moet ons roep tot God? Want jy weet vriende, wanneer 'n mens bid tot die Here, dan moet 'n mens spesifiek bid. Jy weet, jy kry hierdie mense, hulle sê ons bid vir jou. Ek het dit ook gesê, ek was nie gered nie. Ja, ons bid vir jou. Ek bid eers myself, wat sal ek vir die mense bid? Maar ek weet nie, voor ek my week kon kry, dan sê ek bid vir jou. Ek bid niks nie. Ek lieg. Wie wat jy kry kinders van die Here wat so lieg? Ons bid vir jou. Wanneer? Nou ja, ek gaan nie almal se name ken nie, maar ek het 'n boekie. Dinsdag bid ek vir kinders van die Here. Hier's van die wat se name in my boekie is wat ek ken. Hier's van die in Brakpan, van die in Nigel, van die kerke wat se name ek al ken, hulle is in die boekie. As ek saam met 'n persoon gebid het, dan gaan 'n naam in die boekie. Dinsdag bid ek vir daai mense. Daar's 'n kort lysietjie van kinders van die Here en 'n lang lys verlore sondaars. Nou sien ek die verlore sondaars het kleiner geraak en hy's al 2 blaaie. Dan van mense se name. Dit vat bietjie tyd, maar jy bid. Sê Here, ek bid vir daai tannie in Springs gemeente. Raak haar aan. Ek bid vir daai oom daar. Ek bid. Nou ja. In 'n gemeente moet ons seker dan mekaar se name ken. My gemeente waar die Here my gered het in Ebenezer en Bloemfontein, daar is baie van hulle name. Want ek ken hulle almal. En dan so nou en dan bel ek. Nou en dan op 'n Dinsdag gaan ry ek 'n uur Pretoria toe waar ek werk. En Dinsdag bid ek vir kinders van Here en dan op die pad dan bel ek. Nou rukkie terug, ons was 2 jaar in die Parel gewees, bid ek een van die lidmate in die Parel. Die Here lê sy, ek bid vir hom elke Dinsdag, maar daai Dinsdag lê die Here sy naam op my hart. Ek bel hom, ek sê, hoe gaan dit met jou? Had 'n slegte ding in sy lewe gebeur. Ek sê, weet jy wat, die duiwel, hy was werksaam gewees daar. Hy het mense genooi kerk toe. Hy het opgehou. En ek kan die ding verstaan. Ek sê, weet jy wat, ek bid vir jou. Ek sê, weet jy wat, die duiwel gaan hierdie ding maak dat jy nie meer vrymoedigheid het om mense te nooi nie. Ek sê, moenie ophou nie. Hy sê vir my, weet jy wat hy so nodig gehad het vandag. Ons moet bid. Maar hier kom ons en ons sien in Klaagliedere 2. Ons moet nie net bid, doelbewus en spesifiek vir mense nie, ons moet bid spesifiek vir kinders. Hy sê hierdie woorde in Klaagliedere, staan op. Nou vriende, wanneer jy die woorde lees, staan op, dan beteken dit, daar's iets wat ons moet doen. Dit beteken nie, daar waar jy sit, moet jy nou opstaan nie, of as jy slaap, moet jy nou opstaan nie. Dit praat van 'n besluit wat ons maak. En die taalgebruik wat hier gebruik word, staan op, skreeu in die nag, by die begin van die nagwake. Dit is militêre taal. Die volk het die gewoonte gehad, hulle aangeleer het, om nagwake te hê. Die Romeine was baie bekend daarvoor gewees. En hierdie nagwake was waar hulle die aand verdeel het in 3 of 4 verskillende wagnake. Eerste waak, tweede waak. Die Here Jesus praat ook van die eerste waak of die tweede waak of die haan gekraai. Dis nagwake. Dis tye gewees waar die soldate moes opstaan. Hy het gelê en slaap daarso en hy moet opstaan. Hy moet homself aantrek, hy moet gereed maak en dan stap hy daarna 'n wagtoring toe. Of dit nou 'n toring was in die lug of 'n toring op die grond, weet ek nie. Dan klim hy op daai wagtoring en as hy daar bo kom, dan is die persoon wat besig om wag te hou, aan sy afgelos. Dan gaan hy weer af, dan gaan lê hy weer. Hy sê staan op, soos wat 'n troep, 'n soldaat opstaan en na sy waak toe gaan, sy nagwaak, en hy gaan op daai toring klim. So moet ek en jy opstaan ter wille van ons kinders. Ons moet 'n besluit maak. Maar weet jy vriende, as daai troep nou daar opkom in die weermag en hy staan op, hy word wakker en hy's nou gereed om na die nagwaak toe te gaan, dan het hy nie in sy hand, wanneer hy nagwaak toe gaan,
Hy het nie in sy hand 'n roman of 'n fiksieverhaal of 'n storieboek nie. Nee, hy gaan 'n pak slaag kry. Hy kan mos nie daar bo sit en storieboek lees nie. Hy moet mos nou gaan om te gaan waghou. Ek het baie selfverdediging kursusse aangebied. Want ek vir mense gesê, weet julle wat is die verskriklikste ding wat mense oorlieg? Hulle sê ewe skielik by die robot toe slat hulle my ruit uit. Ewe skielik. Sê hulle, weet jy wat, jy lieg. Niks het ewe skielik gebeur nie. Jy het gesit in dagdroom. Maar as jy soos jy afry na die robot toe, sien jy klaar, maar hier's mense wat bietjie hier is wat nie hoort nie. Nou baie keer gaan jy nie kan stop, jy gaan jou ruit kom slaan, maar dan gaan jy nie sê ewe skielik jy gaan sê ek het hulle gesien. Kom, maar kon niks doen nie. Maar hulle sê ewe skielik. Nee, ewe skielik beteken jy het gesit en slaap. Jy het gesit 'n roman lees. Nee, vriende, soldaat. Hy's daar op die wagtoring, hy moet uitkyk. Dis sy werk. Hy kyk uit, dan sien hy net ietsie blink. Ver kyk. Kyk hy daar in die doertuf, sien hy nie iets nie. Sien hy nie as 'n vals alarm. Dan sien hy weer hierdie kant iets. Nou kom die klaaglieder, hy sê, staan op, meneer, mevrou, jongman, jy jong meisie, ter wille van jou kinders, of hulle nou groot geword het, en of dit nou klein kinders is. Hy sê, staan op, maak 'n besluit, by die begin van die nagwaker, stort jou hart uit soos water voor God, ter wille van jou kinders. En vanmôre is die vraag wat ek wil vra, maar waarom? Here, waarom moet ons moeite doen? Waarom moet ons soos 'n soldaat gedissiplineerd opstaan, daar na die wagtoring toe gaan, en sit en uitkyk? Waarom? Die eerste ding is, want jou kind, meneer, mevrou, as hy gebore word gebore soos elke ander kind, of hy gered is of ongered is, hy word gebore verlore. Ons lees hierdie woorde in Job 14 vers 4, ag kon maar 'n reine voortkom uit 'n onreine. Nee, nie een nie. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Meneer, mevrou, jong man, jong meisie, oom, tannie, jou kind en jou kleinkind is gebore verlore en daarom moet jy roep tot God vir hom. Daarom moet jy besluit maak om te sê, ek gaan opstaan, ek gaan bid ter wille van my kinders wat op die strate besig is om dood te gaan van die honger. Hulle siele smag nou al so lank na die woord, maar hulle kry dit nie. Hulle is besig om te kom op die strate. Weet jy, vriende, jy moet roep tot die kinders, omdat geen mate van gehoorsaamheid hulle eendag in die hemel gaan kry nie. Daar's mense wat in hierdie gemeente sit, wat wonderlike lewens gehad het in 'n wonderlike huis groot geword, en Here het die siel miskien vroeg gered, maar u kan nie sê, voordat hy gered was hy so verskriklik goddeloos, soos 'n ander persoon nie. Ander persoon het weer sonder God groot geword, hy het verskriklike dinge gedoen, hy het lelike sonde gedoen, maar weet jy wat, voordat hy gered is, en voordat ek gered is, was ons op dieselfde pad hel toe, gehoorsaam op pad hel toe, ongehoorsaam op pad hel toe. Geen mate van gehoorsaamheid. Waarom moet ons opstaan? Waarom moet ons moeite doen, dat daardie nagwaak en daai toring toe gaan en bid vir ons kinders, ons harte uitstort, soos water voor God, omdat alle kinders verlore gebore is. Want jy sien, vriende, van kleins af is die bewyse daar. Jy kan maar na enige klein kindjie gaan kyk, op 'n sekere ouderdom as hy begin verstaan, en jy vra vir hom, wie het hierdie ding gedoen? Dan beskuldig hy die hond of die kat. Niemand het hom geleer nie. Hy weet dit, hy besef dit. Hy's verlore gebore. Daarom kom die profeet Jeremia en hy sê, staan op, skreeu in die nag, by die begin van die nagwakers, stort jou hart uit soos water voor die aangesig van die Here. Hef jou hande op ter wille van die lewe van jou kinders wat versmag. Daarom sê die Here Jesus, laat die kleintjies na my toe kom. Maar daar's 'n belangrike deel, en ons het dit genoem, en verhinder hulle nie. Weet jy, vriende, ek en jy het 'n verantwoordelikheid, en ons gaan nou daaroor praat. Die eerste punt vanmôre, waarom moet ons tot God roep? Want alle mense is verlore van geboorte af. Ten tweede, waarteen moet ons roep? Want jy sien, vriende, ja, ons moet roep vir redding, ons gaan by die laaste punt daarby kom, maar daar's ook dinge wat ons moet bid, dat die Here ons kinders van sal bewaar. En die eerste is teen die verskriklike aanslag van versoeking op die lewens van kinders. Ons sien dit vroeg, daar in Kain en Abel se lewe, waar hy na Abel gekyk het, en hy
kwaad geraak het vir Abraham, want Abraham was 'n tipe en beeld van geregtigheid, en God het sy offer aangeneem, en nie Kain sin nie, en God sê vir Kain hierdie woorde, die sonde lê en loer en voor die deur, en sy begeerte is na jou. Vriende, ons moet roep tot God, dat versoeking ons kinders sal vryspring. Ons gaan nie kan bid vir alle versoeking nie, maar daar is sekere versoekings, wat 'n kind nie voor opgewasse is nie. As dinge wat oor ons kinders se paaie kom waarvoor hulle nie opgewasse is nie, en ons moet bid dat die Here hulle sal bewaar daarvan. Ag Here, hou hulle weg, maar daar is 'n verantwoordelikheid daarmee saam. Ek en jy moet hulle ook nie doelbewus stuur daarin nie, nê? Jy sien vriende, ons lewe in 'n verskriklike tyd en era. Ons lewe in 'n absolute gekke paradys. Ons lewe in 'n plek waar jy nie meer kan links kyk of regs kyk nie. As jy wegkyk vir die een son, dan kyk jy vas in die ander ene. As jy omdraai, dan loop jy vas in die ander ene. As jy die TV aansit, is dit daar. As jy die rekenaar aansit, is dit daar. Jy moet allerhande parental guides en goeders op jou rekenaar sit, net laat dit nie per ongeluk op 'n plek kom nie. Eendag is my vrou besig om skoolgoede na te vors, en sy tik iets in, en daar spring goed op, en omtrent die goed stikkend gooi, net laat die kinders dit nie sien nie. Wanneer jy skoolgoed navors, dit is so in jou gesig, en ons moet bid, dat die Here ons kinders daarvan sal bewaar. Waar in jou lewe het jy gesien, 'n kind kan kies as hy 'n man of 'n vrou, sy 'n hond of 'n kat, wil hy bler of wat wil hy nou maak? Die versoeking gaan by die skool kom, hulle gaan vir jou kind lieg oor die skepping, hulle gaan vir jou kind lieg oor die menslike liggaam, hulle gaan vir die kind lieg, en ek en jy moet bid, dat die Here hulle teen dit sal beskerm, maar ons moet verder ook bid, dat die Here hulle van sonde sal bewaar, van hoerery, dronkenskap, geweld, leuns, wit leuns. Nou Lukas 17 vertel 'n ander verhaal. Hy sê dis onvermydelik dat struikelblokke in die week kom. Weet jy vriende, ons moet bid en ons kan bid dat die Here ons kinders van sekere versoekings bewaar, maar daar gaan tog 'n mate van versoeking oor sy lewe kom. Nou sê Lukas 17, dis onvermydelik dat struikelblokke oor die weg kom, maar wee hom deur wie dit kom. Het jy al gedink aan die erns van daai paar woorde, maar wee hom deur wie dit kom. Ek sit by 'n plek met 'n ou oom en tannie en ons praat oor wyn, oor drank. Hulle drink net ou tafelwyntjie. Ek sê, mooi oom. Ek sê, maar sê vir my oom, het oom geweet as mense in hierdie lewe wat alkoholiste dood is? Hulle ouers het nooit gedrink nie. Hy sê, ja, hy sal glo. Ek sê, weet oom, as mense wat glad nie drink, hulle ouers was alkoholiste. Ek ken so 'n persoon, sy ouers was alkoholiste, hy drink niks nie. Weet jy, daar's mense wat matig drink, hulle kinders drink niks nie. As mense wat matig drink, hulle kinders drink matig. As mense wat matig drink, hulle kinders is alkoholiste. Ek sê, weet oom wat, dit maak die Bybel die waar. Is onvermydelik dat die struikelblok van drank oor jou lewe kom. Meneer, mevrou, jy kan jou hele lewe lang niks drink en jou kind kan alkoholist doodgaan. Maar meneer, jy kan 'n dronkaard wees, jou kind kan gered word en nooit drink nie. Is onvermydelik deur struikelblokke. Ek sê, maar weet oom wat, en tannie wat, hoekom het ek besluit om op te hou drink? Hulle sê vir my. Ek sê vir hulle, die volgende deel van die versie sê, maar wee hom deur wie dit kom. Ek sê, in plaas van 'n kruisie daar langs die pad waar hulle dronk verongeluk het, dis hartseer, né? Jy ry langs die strate, baie min van die kruise langs die pad is eerlike ongelukke, baie van hulle is nagtelike ure ongelukke, dronkongelukke. Het sy die kind of die ander persoon. Maar nou is daai kind dronk dood, nou lieg ons daar by die begrafnis, hulle is dan in die hemel. Maar die Bybel sê, as die boom val, so bly lê. As hy dronk dood is, moet hy dronk hemel toe gaan. Hy kan nie dronk hemel toe gaan. Die Bybel sê, hy sal nie 'n dronkaard dink. Maar ons sit 'n kruis daarop. Hoekom sit ons 'n kruis daarop? Jy moet 'n vlamme hel daar neersit. As die mense verbyry, moet hulle sien, dis wat sonde doen. Maar ek sê, weet nou wat, as daai kindjie van my nou daar dronk dood is, in plaas van om die kruisie op te sit, moet ek myself vra, die struikelblok van drank het oor sy pad gekom. Was dit by my of nie by my nie? Meneer, waar het hy geleer drink? Nee, ek het hom matig leer drink. So jy het hom leer drink. Maar ek het hom baie gewys hoe hy drank, dat hy dit nie moet vat nie. Nee, maar so jy het hom gewys. Ek het dit probeer opdrink, spot hulle, laat ons kinders dit nie kan kry nie. Hier het hy reg gekry nie. Daar
gaan net een persoon wees wat sê, ek het niks gedrink en ek het vir hulle gesê om niks te drink nie. Dis die enigste een wat onskuldig is in daai verhaal. Hoekom? Want wie hom deur wie dit kom. Paulus sê, as vleis my broer laat struikel, dan eet ek nie vleis nie. O vriende, ons moet roep tot God, dat hy ons kinders sal bewaar van sonde, maar as hy hulle moet bewaar van sonde, dan moet ons dit nie aan hulle voorstel nie. Dan moet ons nie daarna hulle toe kom nie. Hier is hy aangename kennis, ontmoet vir vloek, ontmoet hom. Sy naam is hierdie een en daai en die ander een. Ek is by 'n partytjie en die persoon is 'n kindjie vloek. Hy vloek, soms so 'n paar vloekwoorde. Sy pa kom en hy gee hom so 'n pak sla. Jy vloekwoord, dit nie vloekwoord, dit nie weer nie. Hy's nog 'n klein kindjie, ek is eintlik lus en sê vir die pa, maar hoorie, nou slaan jy die kind. Jy moet vir hom sê, well done my son. Jy het mooi geleer by pappa. Dis mos op 'n vroeë ouderdom, wil jy moes hê die kinders moet reg praat. Hulle moet leer, hulle leer by jou praat. Ons ry daar in die kar, as jy vir sussie sê, moet die woord so sê. En as hy dit gaan reg kry, gaan sê, mooi my kind, jy het mooi geleer. Maar nou is hy vloek wat jy hom geleer het, dan wil jy hom nou slaan. O vriende, ons moet bid teen versoeking, ons moet bid teen sonde. Ons lees hierdie woorde, roep tot God, stort jou hart uit soos water voor die aangesig van God, ter wille van jou kinders wat versmag. Notas is verkeerd om. Die derde ding waarteen ons moet bid, is nie net versoeking nie, is nie net sonde nie, dis afgodery. Ons moet bid dat die afgode ons kinders nie gaan beetkry nie. Vriende, versoeking is een ding, en alles is sonde, afgodery en gewone sonde, maar daar is afgodery wat vir die mense nie lyk, en dis hoekom ek hom apart het. Ons moet bid dat afgode nie ons kinders gaan beetkry nie. En daar is verskillende afgode, ons lees in 1 Johannes 2 vers 16 hierdie woorde, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikhede van die vlees, die begeerlikhede van die oor, die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. Weet die vriende, die een ding waarteen ons moet bid, is dat die afgod van materialisme, hebsug, die ek wat wil hê, en nog wil hê, nie ons kinders moet gryp nie. Weet die vriende, dis seker een van die groot afgode van Suid-Afrika, materialisme. Materialisme. In die begin het ek hier geskrywe, ek en jy moet onsself die vraag vra, wat is my belangrikste besittings in hierdie wêreld? Wat is die belangrikste besittings? Is dit goud? Is dit eer, plesier, prestasie? Wanneer mense eerlik gaan wees by die graf, wat gaan hulle sê? Sjoe, harde werker. Man, die man het 'n aardse koninkryk gebou. 5 uur die môre tot 5 uur, tot 8 uur die aand was hy by die werk gewees. Man, hy het hard gewerk. Hy het 5 Mercedes'e gery, want hy het hard gewerk. Hy het sy kinders nooit gesien nie. Hy sê hy het dit vir sy kinders gedoen, maar eintlik het hy dit nie vir sy kinders gedoen nie. Sy besitting was, ek wil vir hulle wys hoe lyk hebsug. Ek wil vir hulle wys hoe lyk hebsug. O, klaagliedere sê, staan op, maak 'n besluit, meneer, mevrou, oom, tannie, oupa, ouma, maak 'n besluit, staan op, by al die ure van die wag, nagwake, maak 'n besluit om daai toring uit te klim en te gaan waghou, te gaan bid, dat hulle gered sal word. Ons sal nou daarby kom, maar laat die versoeking, die sonde, dat die afgode hulle nie sal gryp nie. Daarmee saam ons verantwoordelikheid waar ons nou oor gaan praat. Die tweede is selfaanbidding, die ek wat wil wees. Narcisme, oormatige beheptheid met self. O, ouers, ons moet versigtig wees om ons kinders te veel op te bou. Party van ons, jy is die mooiste, slimste, sterkste, en ons maak jou grappietjies en so meer. Maar 'n mens moet baie versigtig wees om nie hulle so op te bou in self, dat hulle dink hulle is klein gooitjies nie. Weet oor hebsug, moet ons vir hulle baie keer sê nee. Die wonderlikste ding wat jy kan doen vir jou kind is 'n bietjie sê nee, laat hy nie alles kry wat hy wil hê nie. Maar weet jy, net so moet ons hulle nie altyd net toelaat om te wil wees wie hulle wil wees nie. Jy moet hulle vorm, jy moet hulle buig. Die wêreld wil vandag sê ek is wie ek is en ek is so gemaak en so gelaat staan. Nee, buig die boom terwyl hy jonk is. Dis vir my vreemd, nee? Jy plant daai boompie.
En as hy hierdie kant toe gaan, dan sit jy stokkie in en jy trek hom in en jy maak vir hom vas. Jy buig daai boom, laat hy groei soos jy wil hê, maar as dit by jou kinders kom, dan moet jy hulle los, laat hulle is soos hulle is. Hoe vriende, ons moet bid dat die Here nie sal toelaat dat die afgod van ek is wie ek is my kinders sal oorneem. Die derde enetjie is die God van verslawing, van plesiere, van ek wil geniet wat ek wil geniet. Die afgod van vermaak. Waar leer hy dit, meneer, mevrou, dat vermaak alles is? Ons het tyd vir al die vermaak in die lewe, maar ons het nie tyd vir die Here nie. Nou ja, ek dink flieks is nou iets van die ou tyd. Mense gaan nou seker nie meer flieks doen nie, hulle kyk dit nou by die huis. Maar weet jy, ons moet so versigtig wees, dat ons nie die dinge van die Here begin nalat, want ons is besig met vermaak nie. Speletjies. Weet julle hoe games, die jong mense, en selfs ou mense, oorneem. Absoluut. As tyd vir hierdie goeie hele dag, was tyd vir niks anders, die games. Maar weet julle wat die grootste afgod in Suid-Afrika? Sport. Die familiesport. Daar's 'n versie in Jeremia hoofstuk 7, wat praat van afgodediens is 'n familiesport. Jy weet, afgodediens is 'n familiesport. Ons lees daar in Jeremia, die kinders maak hout by mekaar, die vader steek vuur aan en die vroue knie deeg om koeke te maak vir die hemelgodin en vir ander gode drankoffers uit te giet. Man, is daar dan 'n sportgeleentheid is, dan is dit 'n familiegeleentheid. Die kinders maak gereed en die pa maak gereed en die ma maak gereed en hulle gaan dan bid die sport van die kinders, Sondag na Sondag na Sondag. Het jy al gesien hoe begin sport op Sondag kom? Al die sport. En ek het dit daar gedeel en ek sal dit hier deel. Ek het fiets gery voor die Here my siel gered het. Ons het hier van Randfontein af gery in die Wesrand en dan ry ons Kaapstad toe, 10 dae op die fiets. Nou as jy 10 dae op die fiets is, dan beteken dit jy ry moes nou Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag. Jy ry elke dag. Jy ry nie eendag mis jy nie, jy ry. En dan kom ons op 'n Vrydag in die Kaap en dan rus ons Saterdag en dan Sondag ry ons die Agus. En dis hoe ons gery het. En ek word gered en ek ry die trip en dit was vir my wonderlik die eerste jaar, want nou die Here my siel uit genade gered. Ek is sit vir my audio Bible op my iPhone. Ek het die hele boek Jakobus gememoriseer in daai trip Kaap toe en ek ry en ek bid dat die Here my sal bewaar, dat ek die dorings kry nie. Ag, en allerlei wonderlike dinge gebeur en ek ry die pad. Ek's net gered, jonk gered, weet nie veel nie. Ons ry Kaap toe. Maar nou om my Agus te kan ry, moet jy kwalifiseer. En om te kwalifiseer moet jy 'n paar wedlope gaan ry en al daai wedrene is almal op Sondag. Ou FM Classic is op 'n Sondag. Maak nie saak watter, hy's op 'n Sondag. So as jy wil Agus ry volgende jaar, moet jy 'n paar Sondag gaan fiets ry om te kwalifiseer. Maar nou die Here my gered. Nou het ek hierdie een trip gery, maar nou moet ek vir volgende jaar kwalifiseer, maar nou kom ek agter ek kwalifiseer nie want ek gaan nou nie meer Sondag fiets ry nie. En daar besef ek, maar ek gaan nooit weer hierdie trip kan ry nie, want ek het nou besluit ek gaan kerk toe Sondag. Die eerste jaar het ek nou nog gery, maar ek het nou besluit ek gaan kerk toe Sondag en die kerk is nou die eerste ding. En nou kan ek nie meer kwalifiseer nie. En ek het hom 5 keer gery. Weet julle, my hartsbegeerte was om dit 10 keer te doen. Maar wie die Here het my hartsbegeerte verander. Want ek moes nou gekies het, gaan ek dit 10 keer ry hel toe of gaan ek dit maar 5 keer ry en klaarmaak en liewer Sondag kerk toe gaan. Maar weet jy vriende, dan praat ek met vriende, dan hoor ek, nee, hulle is Sondag nie in die kerk nie, die meisiekinders het hokkie. Maar dan bid ons, dan gaan ons daar op die wagtoring en ons sê, Here, red my kinders, beskerm hulle teen versoeking, beskerm hulle teen sonde, beskerm hulle teen afgodediens, maar los net die enetjie wat ek hulle gaan leer. Ek wonder hoeveel van ons ouers leer nog vir ons kinders dat God is eerste, come what may. Ek sê, en ek vertrou die Here sal my trou, as my kindertjies rugby speel, en die dag wat hulle SA's gaan kry, daai naweek val op 'n Sondag, gaan hulle daai naweek, daai jaar nie SA's kry nie. En as dit volgende jaar weer so gebeur, dan gaan hulle volgende jaar ook nie SA's kry nie. Maar weet ek vat dit nog verder. As dit op 'n konferensie naweek val, dan gaan hulle dit ook nie kry nie. Want die kinders sal nie leer by pappa en by mamma, daar's iets groter as God nie.
Bid. Waarom? Want hulle is verlore. Jou kinders is verlore. Waarteen? Teen versoeking, deur sonde, teen afgoderry. Maar dan is die derde punt en baie belangrik, waarvoor moet ons bid tot God? Want ek het in die begin in die inleiding gesê, dis belangrik dat 'n mens spesifiek bid. As u sê u bid vir u gemeentelede, kan u nie net bid, Here bid, bewaar my hele kerk. Jy moet bietjie maar 'n paar naampies neerskryf en vir mense begin bid by die naam. Want weet jy wat, die een oom se een probleem en die ander tannie se probleem, en daai jongman se probleem is dieselfde nie. En as jy gemeenskap het en jy hulle ontmoet, dan sê ek het gehoor by die koffie, hierdie persoon sukkel bietjie by die werk. Here, ek bid vir hom Piet vir die werk, help vir hom. Maar ek het gehoor tannie so en so het 'n geleentheid daar by die susters waar hulle by mekaar kom, sy gaan getuig. Ag Here, ek bid vir haar. En weet jy, so moet ons vir ons kinders spesifiek bid. En die eerste ding waarvoor ons bid is vir redding. Dat die Here hulle Jesus hulle siel uit genade sal gered. Maar as jy bid vir die Here vir redding, dan moet jy, daar's 'n verantwoordelikheid. Die heeltyd is daar verantwoordelikheid hierdie kant. Ons sê twee kante van die muntstuk. Elke ding waarvoor jy bid, moet jy pas op dat jy nie verhinder nie. Jy moet hom bring, maar jy moet hom nie verhinder nie. Jy moet bid dat daar nie versoeking kom nie, maar jy moet dit nie bring nie. Jy moet bid dat hy nie in hierdie sonde val nie, maar jy moet hom nie voorstel nie. Jy moet bid dat hy nie in afgode betrokke raak nie, maar jy moet hom nie wys hoe lyk afgode nie. En nou is daar kom maar met redding. En ek het hier geskryf, ons moet bid dat die Here geleenthede skep waar ons kinders gered kan word. Weet jy, die Here moet 'n geleentheid skep. Ek het 'n boodskap gebring en ek het hom in gedagte vir een van die preke dalk in die tyd hierso, wanneer Jesus by die deur staan en klop. Het jy geweet, jy kan nie die deur oopmaak wanneer jy wil nie. As mense dink jy kan kom wanneer jy wil, jy kan nie kom wanneer jy wil nie. Jy moet kom wanneer die Here trek. Jy moet kom wanneer die Heilige Gees naby is. Wanneer hier in jou hart klop, 'n beklemming maak. Dan moet jy kom. Jy kan die Here soek enige tyd, maar jy kan net kom wanneer hy roep. Daarom moet ons bid vir geleenthede. Paulus het hierdie waarheid geken. Hy sê bid dat die Here ons die deur van die evangelie sal oopmaak. Het jy geweet jy moet bid dat die Here die deur van die evangelie oopmaak? Maar so moet ons bid vir ons kinders. Here, skep 'n geleentheid vir my kinders om gered te word. Ons moet bid dat hulle geheilig sal word. Dat die Here vir hulle die boodskap van heiligmaking in hulle harte sal beklemtoon, hulle sal wys hoe dit lyk, dat hulle daai oorgawe sal maak en dat hulle dit sal lewe. En terwille van die tyd gaan ek baie vinnig moet aangaan, maar die derde is ons moet bid dat die Here vir ons kinders voorbeelde sal gee. En dit beteken ek moet daar op daai wagtoring bid vir myself. Here, ons kort voorbeelde in die kerk. Weet jy in watter kerk kort ons voorbeelde? In die EG Kerk, in al die kerke. Ons kort hulle in al die kerke. Ons dink hier by ons is dit ons die voorbeelde nodig hier. Ons het orals nodig. Ek sê vanmôre by Brakpan, daar was 'n tyd as ek na van die foto's kyk so in die konsistories en in die pastorie en daar waar hulle opgesit is, dan sien ek daar was kerkrade groter gewees as wat ons gemeentebanke vol sit vandag. Daar was 'n tyd wat kerkrade, wanneer 'n predikant 'n kerkraad moes kies, dan was daar voorbeelde, hy kon sommer die hele kerk gekies het. Vandag is daar minder mense as wat daar daai tyd mense was op die kerkraad. Ons moet voorbeelde wees. Weet jy vriende, dit is 'n besluit wat ek en jy moet maak. Ons moet bid dat die Here voorbeelde oor ons kinders se lewens sal bring en daai voorbeelde begin by my en by jou. Dit begin by 'n besluit wat ek moet maak. Here, ek gaan opstaan. Ek gaan by die begin van die nag waak, gaan ek op daai toring klim en ek gaan uitkyk vir die vyand en ek gaan rondkyk vir die vyand en as ek hom sien, Here in my eie lewe, games, ek stop dit. Ek leer my kind 'n verkeerde ding. Here, my sport, begin my kind iets leer, ek stop dit. Ek sê nie as 'n fout met sport vanmôre nie. Ek sê dit het 'n God geword vanmôre. Ek het hier so 'n dingetjie, ek weet die tyd is op ons. 'n Statistiek of 'n ding wat hulle gesê het rondom sport en kerkbywoning. Hulle sê Sondagsport is groeiend, baie stabiel en groeiend terwyl kerkbywoning afnemend is. Hulle sê die verwagting by sportmense is jy sal daar wees, by kerksmense is dit as ek kan. 'n Enorme verskil. Die sportsman, ek kan daar wees, jy kan op my staat maak. Die kerkpersoon, broer, as jy hier Sondag, ek moet amper almal. Julle hartseer is dit vriende dat jy mense bid as jy Sondag by die kerk. Ons wil gou hierdie ding bespreek of hierdie ding. As jy Sondag by die kerk, hy moet nie vra nie, hy moet weet.
Jy hoef my net te vra of kom ek, jy moet weet te kom. Hulle sê toewyding in die sport is hoog, terwyl dit laag en matig is in die kerk. Toewyding. Ek het 'n verhaal op die radio geluister, waar 'n persoon vertel het van 'n kerkraadsvergadering, waar 'n predikant voorgestel het, of die kerkraad het voorgestel om te biddag vir reën uitroep. En terwyl hulle, dit is net 'n verhaal, vir die waarheid is, weet ek, maar dit het vir my iets gesê. En terwyl hulle sê hulle, maar wanneer gaan ons die biddag hou? En die dominee maak 'n voorstel. Hy sê, broers, kom ons stel Sondag se erediens af en ons maak dit 'n biddag vir reën. En die een ouderling staan op, hy sê, dominee, dis nie 'n opoffering nie. Ons is in elk geval hierso. Wat so opoffering is dit? Wonderlik, nee, klink mooi geestelik. Die dominee sê, is reg. Okay, kom ons bespreek. Kom ons doen dit maandag. Nee, maandag is hierdie soort vergadering met die boerevereniging. Ons kan dit nie maandag doen nie. Okay, wat van dinsdag? Nee, dinsdag het die dames hierdie ding, ons kan dit nie dinsdag doen. Nee, woensdag het die kinders hierdie sportdag aan die gang. Nee, donderdag, en hier kom hy by donderdag. Hy sê, julle sê Sondag is nie 'n opoffering nie, maar julle wil ook geen opoffering maak nie. Vriende, dis die kerk vandag. Daarom moet ons bid dat die Here vir ons voorbeelde sal gee. Hulle sê in die sportswêreld is opoffering aanvaarbaar en word selfs geprys. Mense loop daar rond. Joh, ek het 4 uur opgestaan en 10 kilometer gaan draf. Dan sê die mense by die werk, wonderlik man, Jesus, ek kan sien jou lyf lyk goed. En hulle prys jou opoffering, en ek eet nie meer hierdie nie, en ek eet nie meer daai nie, as jy nou sê, nee, nee, daar's 'n groot wedloop wat opkom hierdie vir Saterdag, ek kan nie nou alkohol gebruik nie, man, wonderlik, dan prys hulle jou opoffering. Maar as jy aan hierdie kant van die is, weet jy wat, ek het 4 uur vanmôre opgestaan en die woord bestudeer, ek het 1 uur gedraf deur die woord, mense kan julle sien aan my liggaam, ek is fiks, dan dink hulle as jy van jou sinne beroof, so vroeg opstaan om Bybel te lees. Dan sê hulle, ek drink nie nou 'n drankie nie, want ek moet fiks, is jy, gaan ek hel toe? Hulle vra jou dit, nee, as 'n kind van die Here vir hulle sê, nee, ek het opgehou drink, sê jy, ek gaan hel toe. Maar as 'n sportman sê, nee, ek het opgehou drink, ja nee, ek kan sien, jy maak 'n opoffering. Kan jy sien, vriende, in die sportswêreld is opoffering, word dit gevier en aangemoedig, maar in die geestelike lewe, moet nou nie te wees nie. Ons moet bid vir ons kinders, want jy sien vriende, ons dink ons kinders is onnosel, ons kleinkinders is onnosel. Maar hulle kyk met fyn oë. Sê hulle, papa praat van Jesus, maar as ek so kyk, is daar ietsie belangriker as Jesus. Sal ek en jy daai opoffering maak? Die vroeë kerk het 3 maal 'n jaar opgegaan en fees gevier voor die Here. Hy moes 3 maal 'n jaar, Pasga, Pinkster, Loofhuttefees, moes hulle voor die aangesig van die Here verskyn. Dink julle, dit was nie 'n opoffering nie, dit was 'n opoffering. Jy moes 'n opoffering maak, ek gaan tyd spandeer met die Here. En daarom het die kerk, die vroeë kerk en die kerk wat die waarheid verkondig het, die gewoonte begin om konferensies te hou, vroeg in die jaar, laat in die jaar, Paaskonferensie. Maak ons nog opofferings. Voor die Here my gered het, toe Paasnaweek 'n lekker wegbreek Durban see toe. Nou is Paasnaweek vir my net een ding, 'n konferensie. Tyd met die Here. Hoe lyk ons opofferings? Hoe lyk ons erns? Want jy sien vriende, ons kinders, jy hoef nie te wonder nie, gaan kyk bietjie wat in die koerant aan, gaan loop 'n bietjie rond, ry bietjie eendag laat, maar jy moet veilig wees, moenie net onverantwoordelik dinge doen nie, maar ry bietjie eendag, kry 'n vriend of iemand wat saam met jy ry, dan gaan stop jy net so 'n entjie weg van die nagklaps af, dan kyk jy net wie daar uitkom, kyk jy net. Stop jy in 'n arm bier, dan kyk jy net vir die kindertjies, want daar is hulle bietjie sigbaar en die ander buurte is hulle weggesteek agter hoë heininge, dit lyk net so sleg. Kyk jy vir hulle, kyk jy die hartseer, die pyn, die stikkendheid op mense se gesigte. Dan besef jy, ons het 'n gebrek. Ons moet roep tot God van ons kinders. En vriende, vanmôre is ons kinders nie net my 3 wat daar sit nie. Paulus sê Timoteus, my seun in die geloof, daai jong man, daai jong meisie, wat jy in die straat na die Here toe kan lei. Sal
sal jy vir die Here sê, Here, ek gaan bid, want my kinders is verlore. En hulle wat ek nog my kinders wil maak. Here, ek gaan bid teen versoeking, teen sonde, met my verantwoordelikheid, teen afgoderry. Maar Here, ek gaan bid dat jy hulle red, dat jy hulle heilig, dat jy geleenthede skep. Maar Here, ek gaan die voorbeeld wees. Ek gaan die persoon wees wat hulle na die geleenthede toe gaan vat. Ek gaan die persoon wees op wie die kerk kan staat maak. Daar is 'n broer, daar is 'n suster, wat omgee oor ons kinders. Amen, kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre voor U kon stil raak. 'n Ernstige boodskap, Here. Die disippels het hulle bestraf wat die kindertjies na U toe wou bring, en U het hulle baie kwaadlik geneem. Hoeveel mense sit vanmôre in hierdie diens wat U besig is om baie kwaadlik te neem, want hulle verhinder die kindertjies om na U te kom. Dalk nie doelbewus nie, maar deur hulle lewens. En ek wil vanmôre bid, Here, dat U vanmôre mense se harte sal opwek om te sê, ek gaan opstaan. Ek, Piet van Tonner, Jan van der Merwe, wat ook al jou naam is, ek Henk van Wyk, ek gaan opstaan by die nagwake soos 'n soldaat om gereed kry. Ek gaan roep tot God vir my kinders, vir ons kinders. En ons wil vir U dankie sê vanmôre, Here, dat U 'n God is van genade. Here, vanmôre is daar 'n persoon sit wat hom skuldig gemaak het. Dalk is daar 'n persoon wat vanmôre nog nie eens weergebore is nie. U het vanmôre reddingsgenade vir hom. Maar dalk is daar 'n kind van die Here vanmôre hierso wat hom skuldig gemaak het. Hy's nie daai voorbeeld nie. Daar's ook reddingsgenade, verlossings, vrymaking vanmôre vir hom. En ons dankie, Here, dat U mense nie skeef aankyk nie, maar dat U dit vir hulle wil doen. En ek wil tog vanmôre, vriende, terwyl ons hoofde gebuig is, 'n uitnodiging maak. Ek wil tog vanmôre vir U vra. As die Here vanmôre met U gepraat het, 'n hand red U nie, maar dit is 'n doelbewuste stap, 'n opstaan in die gees wat U maak om te sê, die Here het vanmôre met my gepraat. Ek wil opstaan en ek wil bid vir so 'n persoon. Is daar so 'n persoon wat vanmôre sê, bid vir my en dankie, ek sien 'n hand, ek kan dit weer laat sê, dankie, ek sien op daai hand, ek is nie 'n voorbeeld, die Here, bid vir my. Nog 'n persoon wat vanmôre sê, bid vir my. Ek wil daai voorbeeld wees. Dankie, Here, dat ons nou ook vir mekaar kan bid, vir daardie hande wat opgegaan het, dat hulle sal help, Here, om 'n vaste besluit te maak. Joshua het gesê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my vrou het gesê, ons sal die Here dien. Hier's ouderlinge en ander gemeentelede wat dieselfde gesê het. Maar ons wil vanmôre bid vir daai persone wat ook al hand opgesteek het en gesê, Here, hier is ek vanmôre, ek erken U het vanmôre met my gepraat. Ek is dalk nie die voorbeeld wat ek moet wees nie. Sal U dit nie vir hulle doen, Here? Ook vir hulle daai geleentheid gee om vanmôre op te staan en te roep tot God vir hulle kinders. Dankie dat ons daarvoor kan bid. Dankie dat ons U kan vertrou, dat die Heilige Gees die werk sal volëindig wat U begin het, en dat U alleen verheerlik mag word daardeur. In Jesus naam bid ons. Amen. Reg vriende, ons gaan 'n slotlied sing. As jy die noot kry, dan kan ons opstaan. God bly altyd getrou. En vanmôre kan ons vir mekaar sê, selfs as ek en jy gefaal het, God bly altyd getrou. En weet jy, hy kan U vanmôre getrou maak. Kom ons staan en sing ons hartlik saam daardie woorde. Oh,
telefoon weer van 'n mens uitnooi en ek wil u aanmoedig as jy dit wil hê, vra vir my op die dan stuur jy dit vir elke kontak op die telefoon. Jy weet nie wat heen gaan kom nie. Gelofte dag Dinsdagoggend 8:15 en dan wil ek net laasens verskoning vra dat ek so bietjie laat was vanmôre, is nou die eerste keer met die ryery. Ek sal seker maak ons doen dit so bietjie beter volgende week. Mag die liefde en genade van God ons Vader, die kosbare tere werking van die Heilige Gees met elkeen seën bly tot ons mekaar weer sal sien. Amen. As daar 'n persoon is met 'n behoefte vanmôre, is jy welkom om agter te bly. Ons sal graag saam met u bid.